Goeiemôre graad 10's, baie welkom by die 6de les van lockdown. Ons is nou in ons tweede fase, kan ons maar sê. Ek het besluit om nie vandag aan te gaan met die tweede hoofstuk nie, maar om eers nog 'n paar addisionele vrae te doen oor onderwerp 1. So hierdie vrae gaan ons agter in ons boek doen, dit tel as hersieningsvrae. Ek hoop jy is besig met onderwerp 2 se terme al voor in jou boek. As jy dan nou nog nie klaar is nie, kan jy maar net agtertoe blaai. Ons gaan daar werk vandag en dit tel dan as hersieningsvrae. Jy kan asseblief vir my agter in jou boek vandag se datum skryf en die volgende opskrif: hulpverlening en hersiening. As jy nou nie jou boek by jou het nie, pause asseblief gou-gou, gaan eers gaan haal jou boek, skryf die datum en die opskrif. Ek wil hê dat jy asseblief sal kyk dat jy saam met my werk vandag verkieslik die video pause en eers dit self probeer voordat jy kyk na die antwoorde wat ek gee, maar ek gaan die memes met jou bespreek stap vir stap, dat ek dit saam met jou kan doen. Het sal nie van baie waarde wees as jy dit net so afskryf in jou boek nie, maar dit is seker beter as niks. Maar my voorstel is dat jy dit asseblief eers probeer en dan die video play wanneer ek klaar is daarmee en dan vir jou die antwoord wys. Goed. Jy hoef nie die vrae af te skryf nie, jy is welkom as jy sou wou, maar dit is glad nie nodig nie. Ek gaan al die vragies wat ons doen, daai eerste lockdown oefening, sal ek vir jou afrol sodra ons terug is by die skool en dan kan ons dit net op die regte plekke inplak by die antwoorde. Goed, ons gaan eers begin met dit grafiek. Hulle gee vir jou die tabel en hulle sê die tabel hieronder toon die relatiewe aktiwiteit van 'n ensiem in verhouding tot verskillende pH-waardes. Dan gee hulle vir jou die pH-waardes en hoe dit die ensiemwerking beïnvloed. Die voordeel daarvan as hulle vir jou 'n tabel gee om 'n grafiek vanaf te teken, meeste van die tabelle het klare opskrif. En omdat die grafiek oor dieselfde gaan as die tabel, sal die opskrif dan dieselfde wees. So hulle vra dat jy 'n lyngrafiek teken. Net 'n paar dinge waarna ons moet kyk voordat ons by die antwoord uitkom, is ons moet daar's sekere goed wat ons moet beantwoord by 'n grafiek en dit het ek nou al 'n paar keer vir jou gesê. Grafieke kan 6 tot 10 punte tel. So dit is belangrik dat jy die basiese goed regkry van enige grafiek voordat jy selfs met die waardes begin. Dit al partykeer net 1 of 2 punte. So jy kan baie punte kry sonder dat jy eers die regte waardes ingevul het. So die eerste belangrike ding is die opskrif. In hierdie geval het hulle dit vir jou lekker maklik gemaak want hulle het vir jou die tabel se opskrif gegee. So ons gaan hom amper net so gebruik. Tweede belangrike ding wat jy moet doen is besluit wat kom op jou x-as en wat kom op jou y-as. Ongelukkig verloor jy 'n hele klomp punte as jy daai twee asse omruil. Dit wat op die x-as kom moet altyd die konstante een wees. Die een wat nie gaan verander as gevolg van een of ander waarde nie. Ons noem dit die onveranderde ene of die onafhanklike ene. So daar is hy die pH-waarde gaan ons op die x-as sit. Jy kan ook sommer maklik sien hy is konstante waardes. Die wat gaan verskil by elke een en wat gaan maak dat jou grafiek so op en af beweeg, is die eenheid van ensiemwerking. So ons plaas hom op die y-as. Goed, kom orde. Daar is die opskrif, ons kan hom daar sien. Soos wat ek vir jou gesê het, dat was redelik maklik, want hulle het klaar vir ons die opskrif eintlik gegee by die tabel. So hy is redelik eenvoudig. Baie belangrik in 'n opskrif van 'n grafiek. Onthou asseblief, jy het die x-as waarde nodig en die y-as waarde het jy ook nodig in jou opskrif. So maak net seker dat jy albei daar het. Goed, dan as ons begin, ons het klaar gekies pH kom op die x-as en klaar gekies relatiewe ensiemwerking kom op die y-as. Nou vir jou twee asse kan jy tot 6 punte verdien as jy dit reg doen. So die eerste 2 punte gaan of jy pH gekies het vir die x-as en 'n relatiewe ensiemwerking gekies het vir die y-as. So daar het ons dit klaar gedoen.
dan moet jy dit benoem. So as jy die pH onder sit en die relatiewe ensiemwerking hier sit, die naampie byskryf, kry jy klaar nog 2 punte. Dan in meeste van die gevalle het jy nodig om 'n eenheid by te sit. Nou pH en relatiewe ensiemaktiwiteit het nie nou 'n eenheid nodig nie. So jy is okay vir hierdie ene. Maar as dit temperatuur is, moet jy skryf dit in grade Celsius. Of as dit 'n geldworde is, gaan jy moet sê in watter geldworde dit gemeet word. As dit 'n lengte is, gaan jy moet sê, is dit in sentimeter of millimeter of meter. So dis baie belangrik dat jy die eenheid byskryf, anders gaan jy ook nie die punt vir die byskrif kry nie. En dan die derde punt per as gaan of jy die indeling reg gedoen het. So pH was maklik, hulle het dit vir jou gegee, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maar by die relatiewe ensiemwerking is dit ongelooflik belangrik dat jy dit nie vat volgens die woordes op jou tabel nie. Al die kommetjies en goed moenie op jou as verskyn nie. So die asse moet eweredig inverdeel word. Hier het hulle ongelukkig die onderkant afgesny, dit moes eintlik by 0 begin het, 0, 1, 2, 3, 4, 5 al gebruik jy eers van 3 af. Maar dis belangrik dat jou intervalle ewe ver uit mekaar uit is. Jy kon nie hier gegaan het 3, 7, 9, 20 nie, want dan is hulle nie ewe ver uit mekaar uit nie. Goed, en dan wat oorbly om te doen is om jou kolletjies te trek. By 'n pH van 4, dit was die woorde. By 'n pH van 5 was die woorde. En so gaan jy nou aan. En dan is dit belangrik om die lyne met mekaar te verbind, die kolletjies met mekaar te verbind met 'n lyn. Ek weet van julle doen in fisiese wetenskap 'n grafiek waar jy net die boonste en die onderste een verbind en dan alles tussenin val maar net so in. Hier moet jy elke kolletjie met mekaar verbind. Dis 'n lyngrafiek, so ons verbind dit met een lyn. Hy kan soos 'n reguit lyntjie gewees het van daar tot daar, as hy nou so skeef enetjie 'n kurwe maak, is dit ook reg. Maar jy kan nie lyne van hier onder af trek tot by elke kolletjie nie. Dit moet een lyn wees wat al die kolletjies verbind. Goed, maak asseblief seker dat jou antwoord soos hierdie lyk. Dan vraag 2. Ensieme is sensitief vir pH. Dis vraag 2 se antwoord, skus. Hulle het gevra wat is die tendens op die tabel. Ensieme is sensitief vir pH, so hierdie ensiem werk die beste by 'n pH van 7, want daar kan jy sien het hy sy punt bereik en sy aktiwiteit verhoog van pH 4 tot pH 7, maar dit neem weer af van pH 7 tot 9. So as hulle vir jou vra vir so 'n tendens of vorm te beskryf, moet jy letterlik stukkie vir stukkie vat. Waar gaan dit op? Waar is dit op sy maksimum? Waar gaan dit weer af? Goed. Dan is ons by vraag 2. Hier gee hulle vir jou 'n grafiek en hulle vra vir jou 'n klomp vragies daar rondom. As ons gou daarna kyk, die grafiek links toon die uitwerking van temperatuur op ensiemwerking in 'n alkalisiese medium. Bestudeer die grafiek en beantwoord die vraag wat volg. By watter temperatuur werk die ensiem op sy beste? Dit is hier heel op die bokant. So nou gaan jy dit moet hulle vra waar is die ensiemwerking die hoogste. So die punt waar dit die hoogste was by 40 grade Celsius. So jou antwoord hier gaan 40 grade Celsius wees. Ek sal nou na die antwoord toe gaan dat jy dit kan merk. Hoekom neem ensiemwerking af bokant 40 grade Celsius? Onthou wanneer die temperatuur te hoog word, dan denatureer die ensieme en dan kan hulle nie meer hulle werk doen nie, so die effektiwiteit of die ensiemaktiwiteit neem drasties af. Dan vra hulle net vir jou dat jy 2 waardes aflees. Wat is die ensiemwerking by 20 en 30? So nou moet jy van die temperatuur afgaan en daai kant toe beweeg en van 30 afgaan en daai kant toe beweeg. So daar kan jy dit baie mooi sien. Hulle vra ook vir jou hoe verskil dit van mekaar. Dis ongeveer 2 maal meer by 30 as by 20. En daar is nommer E se antwoord. Ek jammer, dit het nou vorentoe geskiep en as ek terug gaan dan vee dit nou die vorige goed uit. So daar is jou antwoordjie vir E. Goed, dan vraag 3. Hierdie is 'n
baie gewilde vraagie. Dit gaan oor 'n ensiem en die ensiem-substraat-kompleks wat vorm en dan die produkte wat ons kry aan die einde. So daar is dit belangrik dat jy daai prentjie ken. Hy is in jou notas gewees ook, hy's in jou handboek ook. So dis belangrik dat jy hierdie goedjies ken. En dit is baie lief vir so 'n vraagie want hulle wil hê jy moet kan sien ons het met 'n groot stuk begin en ons het met 2 klein stukkies geëindig. So dan was dit 'n afbreekende proses. So as ons om die kant toe lees, is hy afbreekend want ons het 'n groot stukkie begin, hy's gedeel in 2 en ons het geëindig met 2 kleiner stukkies. Afbreekend is katabolisme. Opbouend is anaboliese proses. So dan is dit as ons hom van daai kant af teruglees, is dit 'n opbouende proses. So hierdie vraag is heel eenvoudig. Jy kan pause as jy wil, jy kan dit eers self beantwoord. Ek gaan gou 'n paar goedjies rondom dit met jou bespreek en dan is jy welkom om na die memo toe te gaan wanneer jy klaar is. Hulle vra vir jou wat is 'n ensiem? Dit was een van jou sleutelterme, so jy kan terugblaai en bietjie opskerp daaroor. Hulle vra vir jou verskaf A tot D van byskrifte. Dit was presies so in jou boek. Dit gaan oor die substraat en die substraat en watter een is die ensiem en watter een is die substraat en dan het ons die ensiem-substraat kompleks en dan kry ons produkte. Hulle wil jy sê hier moet jy kan sê watter een is die ensiem en watter een is die substraat. En hoe jy dit gaan weet is die ensiem is die een wat in elke prentjie dieselfde bly. So A in hierdie geval. Dan 2 eienskappe van ensieme. Jy kan enigiets daar noem. Dit is pH-sensitief, dis temperatuursensitief, dis 'n organiese verbinding, enige van daai en dan ensieme wat vette en proteïene afbreek word dikwels by wasspoeiers gevoeg. Gee 3 redes waarom die byvoeging van ensieme wasspoeiers meer effektief maak. Onthou al die vuil goed en kleure is een of ander verbinding en daai verbindings kan dan deur die ensieme afgebreek word. Goed. Daar is die antwoordjies vir jou. Ensiem is 'n biologiese katalisator. Ons het gepraat oor die byskrifte ensiem, substraat kompleks en produk. Daar is vir jou 4 eienskappe van ensieme. Jy kon enige 2 van daai geskryf het. En dan die 3 redes hoekom dit by waspoeier gevoeg word. Dit is ook, daar's 'n stukkie van dit ook in jou handboek, maar daar is vir jou baie relatiewe goeie antwoorde. Ek hoop jy kon hulle kry. Goed, dan het ons asseblief 'n paar huiswerkvragies. Jy doen dit ook agter in jou boek. Jy kan sommer net aangaan, jy kan net skryf huiswerk onder die laaste vraag wat ons nou net gedoen het. En dan kan jy dit skryf. Daar's vraag 1 en 2. En dan hier's 'n vraag 2, 2.1.1 en 2.1.2 en dit gaan aan op die volgende bladsy. Gaan asseblief terug, gaan check jou werkies, antwoord hierdie vragies en ek en jy sal dit merk aan die begin van die volgende periode. Jy kan ook asseblief seker maak dat jou terme gedoen is. Dit was reeds verlede week se huiswerk, so maak asseblief seker dat dit reg is vir die volgende periode. Ek en jy gaan hierdie na sien en dan gaan ons begin met die volgende hoofstuk. Dankie graad 10, lekker dag.